Liewe gemeente in Hoërskool Ermelo, baie welkom vanmôre hier saam met ons en goeiemôre aan julle almal. Dis so lekker vir ons om julle hier te hê. Nou ek is Martin. Ek is die nuwe dominee hier by die gemeente. Ek is nou so 2 maande hier. So ek ken julle nie. Hier's nie eens een gesiggie wat vir my bekend lyk vanmôre nie. En is vir my so lekker om saam met julle te kan kuier vanoggend. Ek hoor julle is besig met 'n groentjie ding hierdie week. Het julle geslaap laasnag? Het julle? Nou jy mag nie jok in die kerkie, né? Dis nie wat ek gehoor het net nou nie. Ek het gehoor julle was 3 uur vanmôre nog aan die kuier en aan die vlotte bou. Is ek reg? So julle het so 'n bietjie geslaap. En onthou, ek het groot Bybels hierbo. Die een wat slaap word daarmee gegooi vanmôre. En ek kan ver gooi. En as julle slaap, slaap ek ook. Okay. Goed, dis vir my verskriklik lekker om vanoggend so 'n klomp jong mense hier te sien, maar ek wil eers iets van myself sê. Ek en my vrou, ons was op Volksfees in die skool, jare terug, toe julle nog nie gebore was nie. Nou, as ek Ermelo Hoërskool se kleredrag sien en ons het teen julle gekompeteer, dan het ons 'n bietjie gebewe. Want ons het altyd verloor. Altyd. So ek het die dag vir die gemeente ook gesê, ek sukkel nou nog om daai emosionele skade wat ons opgedoen het as ons Ermelo Hoërskool teen hulle gekompeteer het, want ons weet, ons verloor alweer Saterdag. Maar nou ja, goed, dit is vir my lekker om saam met julle te kan wees vanoggend en sterkte vir julle week. Ek hoor dis maar 'n groot week en mag dit vir julle 'n besonderse week wees en elkeen van julle sommer dit 'n hoogtepunt in julle skoolloopbaan dan ook wees. Dit lyk my dis 'n geskiedenis van Ermelo Hoërskool wat al oor die 100 jaar kom, 'n tradisie. Hierdie groentjie, amper sê 'n konsert, groentjie, wat noem julle dit? Goed, daar praat almal gelyk en ek begin doof raak, dan hoor 'n mens absoluut niks nie. Goed, maar dis vir my verskriklik lekker om saam met julle te wees. Ek sê dit sommer nou al vir julle, die diens gaan dalk vanoggend so bietjie meer op 'n informele manier wees. Ek gaan later vir julle terugvoering ook vra. So ek wil graag hê julle moet deelneem aan die erediens vanoggend op 'n mooi manier sonder dat dit ontrafel of hand uitdruk. Gaan later vir julle vra en dan as jy wil antwoord, dan steek jy jou hand op en sê vir my hoe jy dink hieroor sodat ons 'n bietjie meer kommunikasie kan kry. Dat dit nie net 'n eenrigting ding is van hierdie ou oom nou vanoggend hier op. Ek lyk soos 'n oom, maar ek is nie 'n oom nie, hoor. Ek voel nog in my hart nog net so jonk soos julle. Al staan ek swaar van die vloer af op as ek gaan sit. Goed, voordat ons dan met die erediens begin, hier's 'n paar aankondigings net ter wille van ons gemeentelede. Hier is daar 'n klompie van hulle vanoggend. En ja, baie welkom ook aan die ouers. Julle ouers, ek ken nie mense nog nie alles nie, maar ek glo hier's lidmate van ander gemeentes is hier. Steek net die hande gou op. Dat ons net sien waar is julle? Darm so 'n paar baie welkom ook hier vanoggend hier by ons. Ryde. Goed, net gou. Ons sê maar altyd vir die groot mense wat 'n huweliksherdenking vier, baie geluk. Is hier van ons gemeentelede en ook van die ander gemeentelede wat hulle huweliksherdenking vier die week. Steek gou die hand op. Waar het ek gesien? Anne-Marie, jy in Lodewyk. Hoeveel jare is dit? Moenie vir hom vra nie, hy gaan nie weet nie. Dis te lank Lodewyk, jy gaan nou nie onthou nie, nee. Ek vang altyd die manne uit met hierdie ene. Maar as daar nou huweliksmoles is hierna, ek sal saam gaan huis toe hoor, omdat jy nie daarheen kan onthou nie. Raai maar baie geluk Anne-Marie in Lodewyk, mag dit sommer baie jare vir julle wees. Raai nog iemand 'n huweliksherdenking? Niemand hier, lyk my dis net hulle twee. Goed, ons gaan aan. Okay, daar's geen jeuggroepe vandag nie. Ja, nuwe familie en Nelly Grindling. Japie, dis jou ma. Daar weet ek het gehoor sy is eintlik al lank al hier, maar dis nou net amptelik gemaak en dan Rian Somey, Mia en Edrich Saiman is hulle hier vanoggend. Dis ou lidmate. Hulle was net in Kanada. En hulle is nou terug. Hier sit hulle hier voor. Ek hoop julle voel sommer lekker tuis vanmôre, terug by die huis. Baie welkom. Goed. En dan by voorbidding, en Niels, ek sien hom hier. Ons is so bly jy saam met ons hier vanoggend. Hy is deur 'n baie moeilike tyd, was in die hospitaal en al sy toetse lyk pragtig, die uitslae daarvan. Ons is saam met jou en sien nie baie dankbaar daarop. Paul, hy het nog 'n rugoperasie gehad, Kevin het 'n operasie gehad, Alice het 'n oogoperasie gehad. Oom Flip, weet ons gaan dit nie baie goed nie, maar dit gaan oukei met hom en dan tannie Annetjie wat basies maar
baie sleg gaan met haar knieë en alles wat ingegee het. So ons vra dan die voorbidding ook daar. Dan is die mense wat verjaar. Vandag? Nee, maandag. Paul Kreer, dis nou nie ou oom Paul Kreer nie, nee. Shamaine Pretorius en dan Dinsdag Liam Jacobs, Pieter Turner en Lise, of Lise, neem ek aan, van der Merwe. Woensdag Petro de Pre, en dan Vrydag Rosanne Kap, Saterdag Lana Pinaar en Teresa Rautenbach en Sondag 30ste Cor van Dijk. So nou weet ons waar kan ons gaan koekie eet hierdie week? Mag dit vir julle 'n baie besonderse nuwe lewensjaar wees. Goed, op 'n meer ernstiger noot, ek begin vanoggend se erediens ter wille van julle. Julle kan dit saam met my volg op die skerm. Dit is nou bietjie klein, maar ek moes alles inpas. Ons begin gewoonlik in die gereformeerde tradisie met 'n fotum. Dit beteken, soos wat jy 'n vergadering open, dis die amptelike begin van ons erediens. En ek haal dit vanoggend vir julle aan uit Psalm 119, vers 9 tot 16. Begin met hierdie woorde: hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur dit te hou aan u woord, dis nou aan die Bybel. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom die lof toe, Here. Leer my u voorskrifte. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat u my aanwys. Ek verlustig my in u voorskrifte. U woord vergeet ek nooit nie. Amen. Daarna volg gewoonlik 'n seëngroet en ons as liturge dra dit net oor aan die gemeente. Maar ek wil gou vir julle ietsie sê, ietsie noem. 'n Vorige kollega van my sê eendag vir my, hy het 'n oom in die gemeente gehad. En die oom het gesê, as ek op 'n Sondagmôre die seëngroet van die Here ontvang, dan kan ek maar huis toe gaan. Want dan het ek alles ontvang wat ek nodig het om van te lewe. En ek dra dit vanmôre net aan jou oor. Alles wat ek en jy in hierdie lewe nodig het, is die liefde van Jesus, die genade van God ons Vader, en die Here dra dit vanmôre aan jou oor. As hy vir jou sê, genade, barmhartigheid en vrede word aan jou geskenk deur die liefdevolle Vader, wat eerste na ons toe uitgereik het. Hy doen dit deur sy enigste seun, die Here Jesus Christus, en hy bevestig dit aan my en jou hart, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Nou kan ons die Here loof, omdat hy hier is, saam met ons is, ons gegroet het, en ons sing weer so 2 liedere, sommer agter mekaar. In die hemel is die Heer, is die eerste ene, en sy glans is soos kristal, hy's die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Dan die volgende sê, daar is mag in sy woord. Kom ons sing dit met oorgawe, ons kan maar al 2 van hulle staande ook sing. Is die Heer en sy glans is soos kristal. Is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem. Is die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan is die mag en die heerlikheid en krag, en aan is Heer en die lof aan ere gee. Die mag en die heerlikheid en krag, en aan is die Heer en die lof aan ere gee. Miljoene gereedheid staan die engele om sy troon, verwysterend sy sieraad in die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem. Die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan is die
en die heerlikheid en krag en aan U is die eer en die lof aan U regeer. Dis die mag en die heerlikheid en krag en aan U is die eer en die lof aan U regeer. U regeer. Is die Heer, hy wat was en is wat kom. Is die Alpha en Omega, almagtig en verhewe. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem. Die son oor die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag. En aan U is die eer en die lof aan U regeer. Is die mag en die heerlikheid en krag. En aan U is die eer en die lof aan U regeer. U regeer. Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore You, and life spent with You. I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lonely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, so highly exalted, glorious heaven above. Humbly You came to the earth, created, all for love's sake become poor. I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. He's an awesome God, it is, from heaven above with wisdom, bow and love. My God is an awesome God. My God is an awesome God, my day, from heaven above with wisdom, bow and love. My God is an awesome God. Good evening, from heaven above with wisdom, power and love. My God is an awesome God. Awesome God. God is an awesome God. Dankie, julle kan maar sit. Kom ons raak stil in gebed, dan vra ons die Here se seën ook op ons saam wees. Vader, Seun en Heilige Gees, U is onvergelykbaar. U kan met niks en niemand hier op aarde gelyk gestel word nie. Want soos ons pas gesing het, Our God is an awesome God. Die heilige God van hemel en aarde, wat
bemoeienis gemaak het met mense soos ons, stikkende mense, onvolmaakte mense, maar wat in liefde uitgereik het na ons toe. Ons het nie gevra daarvoor nie. Het ons kom soek toe ons verlore was. Het die prys kom betaal deur 'n lam na die slagpale toe te stuur sodat ons van sonde vrygespreek kan word. Jesus Christus hang in ons plek aan 'n kruis. Here, vandag kan ons net met dankbaarheid in ons geestesoog die bebloede liggaam van die Here Jesus daar aan die kruis sien hang en tot in besef kom, dit was vir my. Dis hoe die liefde van God lyk, maar dis ook hoe die straf van God lyk op die sonde dat daar 'n offer moes plaasvind. Maar vir ons wat vanoggend as u kinders hier saam is, Here, 'n blymoedige gebeurtenis en hopelik vir ons almal 'n blymoedige belewenis dat ons vrygekoop is van al ons sonde. Vrygekoop is van dit wat ons kan bind. Daarom, Here, wil ons u loof en prys met ons hele hart. Ons het dit reeds gedoen met ons lied. Maar ook, Here, dat ons dankbaarheid vir hierdie verlossing vandag nie net woorde sal wees nie, dalk nie net in gedagte of 'n lied sal wees nie, maar dat dit in ware daad sal wees waar ons in liefde met mekaar ook, Here, elke dag te doen hê. Ons gebed vanmôre, Vader, is dat ons verryk sal word deur u teenwoordigheid ook vanmôre hier. Ons weet u is nie beperk tot geboue nie, maar u is nêrens beperk nie, maar so u is hier in elkeen van ons hart. En ons vat ons met u met ons saam waar ons ook al gaan. Maak dit stil nou in ons hart, Here, wanneer ons iets gaan leer uit u woord uit. Spreek tot ons, Here. Ons luister in die naam van Christus Jesus, bid ons dit met dankbaarheid. Amen. Soos ek julle reeds gesê het, is vanoggend se boodskap dalk nog so 'n bietjie anderster as wat 'n mens gewoonlik gewoond is aan 'n erediens. En daarom het ek ook nou nie een skrifgedeelte vanoggend nie, maar ek gaan tydens hierdie gesprek met julle na 'n paar teksgedeeltes verwys en dan afsluit met 'n teksgedeelte. Een gedeelte wat julle kan saamvat na julle huis toe, na julle skool toe, waar jy ook al vir hierdie week gaan. Nou kom ons begin sommer nou. Ek weet nie wie van julle kyk hierdie program op TV, Airport Security. Wie kyk dit? Kyk julle dit nie? Lyk my mamma en pappa sal dit kyk. Ek dink hulle hou nogal daarvan, want dis nogal leersaam. Nou kom ek vertel gou vir julle wat gebeur dit daar. Dis 'n verskriklik interessant. Dis nou mense wat nou hulle tasse pak en dan gaan hulle nou op vakansie, maar baie van hulle pak hulle tasse en reis met die verkeerde doel. Nou daar's nou 'n klomp oneerlike ouens. Kom ons noem dit maar vanmôre 'n klomp skelms wat nou onwettige goed in hulle tas moet vervoer, soos dwelms. Jong, jy sal nogal sien, dis snaakse goed wat daai ouens binne in hulle tasse begin pak. Partykeer is dit lewendige goed. Dis kos. Dis man, jy kan dis eintlik skokkend om partykeer te sien wat daai ouens binne in hulle tas sit. Nou soos wat dit is as 'n lughawe se sekuriteit dan nou so bietjie skerp is, dan sal hulle dit optel. Ek weet nou nie of ons ouer Tambo heeltemal so skerp is nie, want baie van die goed wat hulle oor see optel, kom via ouer Tambo daar uit. So dan moet jy nou weet, dan ons sekuriteit is nie altyd so lekker nie. So dan pak hierdie ouens in die tasse se wande, pak hulle nou 'n klomp dwelms en dan word hulle op die ouend uitgevang. En wat is die gevolg wanneer hulle uitgevang word? Gevangenskap. Hulle beland in die tronk. En jy moet die emosie agter daai mense sien. Daar's dit partykeer 'n ma met kinders by die huis wat nou 'n gevangenskap van tussen 5 en 15 jaar in die gesig staar omdat hulle goed in hulle tas gepak het wat nie daar mag wees nie. Dan word hulle uitgevang. En dan is ander mense dan gewoonlik die skuldiges. So dis hartsverskeurend, liewe jong mense, hoe mense deur verkeerde dade en verkeerde goed op die ou end uitgevang word. Want daai swaar las en swaar tas wat hulle gedra het,
het op die ou end vir hulle in die tronk laat beland. Ek wil gou vanmôre vir julle vra. Julle is nou hierdie naweek, meeste van julle in die koshuis hierdie naweek, né? Nou toe jy nou maandag of wanneer ook al jou tas gepak het, wil ek nou eers by jou hoor. Wat is daai eerste ding wat jy in jou tas gepak het? Kom laat ek hoor. Steek jou hand op, want ons vir elkeen vra, wie wil antwoord? Wat is die eerste ding wat jy in jou tas gepak het? Kos. Jy gaan nêrens nie. Is daar nog oor na die naweek? Niks meer nie. O, genade. Jy moet maar kom aanklop by ons as die kos op is, hoor. Right. Sy sê ons pak kos in. Wat pak ons nog in? Wat is die eerste ding wat jy inpak? Steek op jou hand as jy wil antwoord. Kom manne daarbo. Wat pak jy eers in jou tas? Rugby klere. Dit mag nie by die huis bly nie, né? Right, ek pak rugby klere in. Jy het dit nodig, né? Goed, volgende vraag is, wat pak jy in jou tas wat jy nie nodig het nie? Wat jy weet ek hierdie week nie gaan gebruik het. Dalk gaan die meisies vir ons help hiermee. Wat pak jy in jou tas? Ekskuus, ek raak 'n bietjie doof. Skoolboeke. Right. Wel, dis 'n goeie antwoord daai. As ek nou 'n sweet gehad het, het ek vir jou 'n sweet gegee vir daai. Skoolboeke, nee, ja. Hulle is baie keer net daar vir ornamente. Goed, hier kom nou 'n ernstige vraag en ek wonder, ek weet julle nie een van julle gaan op die vraag antwoord nie. Wat pak jy in jou tas wat jy nie wil hê ander mense moet weet van nie? Ek weet julle gaan nie antwoord nie. Is daar baie keer iets in jou tas wat jy inpak wat jy nie wil hê ander mense moet daarvan weet nie? Goed, baie keer doen ons dit. Daai goed wat jy voel, weet jy, ek wil eintlik nie hê my pelle moet dit sien nie. En as hulle dit skielik in my tas gaan ontdek, gaan ek skaam wees daaroor. Ek gaan rooi wees. Of ek gaan op die ou en daai ou nooit weer in die gesig wil kyk as hy moet ontdek wat het ek op die ou end in my tas gebeer het. En dan koester ek daai tas. Hou ek vas. Want niemand mag sien. Dis nou my tas hierdie. Maar ek het ook onnodige goed hierin. Ek gaan hom net nou saam met julle uitpak. Dan hou ons hom styf vas want ek wil nie hê ander mense moet sien wat ek in my tas gepak het nie. Dan pas jy hom op en hy mag ook nie wegraak nie. Want my naam staan daarop en ander mense gaan iets van myself op die ou end ontdek. Ek wil nou net my bril net gou so 'n bietjie afhaal. Right. So pak ek en jy nou baie keer ons tasse onnodig, né? Ek het nou 'n klomp goed in hierdie tas gepak vanmôre. Kom ons gaan hom nou eers uitpak. Ek is op pad na 'n vergadering toe in Johannesburg vir argumentsonthaalwe. Wat gaan ek met die ding doen? Niks, ek kan niks met hom doen nie. Ek het 'n bottel olie ingepak. Paar mense kan dalk geolie word langs die pad, né? Right. Goed, wat is die? 'n Mousetrap. Wat gaan ek met hom doen? Niks. Hy's in elk geval stukkend. Ek het 'n klomp klere ingepak. Maar dis kinderklere. Kan niks met hulle maak nie. Kyk hier. Dankie CMR, hulle het vir my gehelp om die klere te kry. Ons het net gevat. Gaan ek iets verf? Hier's gom. Ek kan dit dalk iewers nodig kry, né? Sprayverf. Ek pak my tas onnodig. Goed wat ek nie gaan gebruik nie. Goed waaroor ek op die ou end gaan skaam kry. Nou ek wil julle vandag help om ons tasse op 'n ander manier te pak. Ons het nou die een leeg gemaak. Ons gaan hom en hy was swaar. Hy was redelik swaar toe ek hom nou opgetel het. Ek wil vir julle vandag help om die regte goed binne in jou tas te sit en jou tas op die ou end 'n bietjie ligter te gaan maak. Maar hoekom pak ons tasse so swaar? Nou, ek weet die mans pak mos nou net, die seuns pak eintlik mos nou maar net die nodigste klere. As jy 5 dae weggaan, is daar 5 onderklere, 5 broeke en 5 hemde en 5 kouse en that's that. Is mos so, né? Stem die manne saam? Die meisies gaan nie met my saamstem nie, né?
Daar's 2 ekstra stelle vir dit en 2 ekstra stelle vir dit en miskien nog 2 ekstra stelle. Is ek reg? Right. Ek is lank getroud. Ek weet hoe 'n dame se tas lyk as hy gepak word. My vrou sal my verskoon as ek dit sê vanmôre. So ons pak onnodige goed. Ons maak ons tas swaar. Dit goed wat ons op die ou end by die huis kon gelos het. Kom ons raak bietjie meer ernstig. Dit wat ek en jy in ons lewe inpak en ons lewe swaar maak, is baie keer emosioneel van aard. Ons dra 'n klomp emosionele goed met ons saam. En dan dra ons dalk geestelik ook 'n swaar las, dat ek eintlik self nie meer hierdie goed kan dra nie. My rug breek wanneer ek hierdie goed saam met my dra. En jy en ek weet hoe swaar dit is om onnodige goed met ons saam te kan dra. En vanoggend wil ek vir jou help om jou lewe, jou geestelike lewe, jou verhouding met die Here lig te maak. Want vir baie jong mense is 'n verhouding met die Here Jesus 'n las. Nou moet ek 'n klomp moets doen en ek moet 'n klomp moenies doen en ek moet alweer kerk toe gaan en ek moet alweer my Bybel lees en ek moet al hierdie tipe goed begin doen en dan is dit vir my 'n swaar las terwyl dit eintlik 'n ligte las moet wees. So wat is die goed wat ons uit ons tasse moet uitpak? Die emosionele goed. Ek gaan vir elkeen van julle 'n prentjie daarop sê. Wat is een van die grootste, swaarste laste wat ons dra? Is om 'n grief teen iemand te hê. Om onvergewensgesind te kan wees. Ek wil my amper verstout om vandag te vra, maar ek sal nie. Is daar iemand in die skool teen wie jy nou 'n grudge het? Hoe swaar is dit? Of jy weet iemand het 'n grudge teen jou. Ek was ook op skool, liewe jong mense, ons ken die goed. Dit feature iewers op die oppervlakte dadelik deur. En ons moet dit onthou. So hierdie goed is swaar op ons. Dit maak ons emosioneel. Dit maak die lewe nie vir ons lekker nie. En weet jy wat gebeur as jy nie as jy onvergewensgesind is? Dit is so swaar las op jou. Jy dra dit oral met jou saam. Jy maak hierdie pakkie, maak jy net al hoe swaarder en op die ou end breek jy jou rug. Jy geweet, die Here het jou met daai swaar las van sonde vergewe. Het hy vir jou gevra eers, mag ek jou vergewe? Hy het nie. Hy het na jou toe gekom en gesê, ek sal aan die kruishout gaan hang, en ek sal jou vergewe vir alles wat jy aan my gedoen het. So die Here wil vanoggend vir ons sê, my vergifnis bied ek vir jou aan. Jy hoef nie 'n grudge teen enige iemand te hê nie. Jy kan vry wees. Jy hoef nie daai onvergewensgesindheid in jou tas te kan pak. Die tweede ding wat ons baie keer in ons tasse bære wat dit swaar maak, is gevoelens. Haat, woede, jaloesie. Dit feature in ons almal se lewe, nie net in julle lewe nie. Ons groot mense se lewens ook, ons wat al uit die skool uit is. Dis hierdie goed. Daai is die duurste waterdruppel wat jy in jou lewe gaan kry. Dis 'n traan in iemand se oog wat seer het. En ons kom baie keer in ons byt daai seer uit. Hoe meer trane ek aan 'n ander ou se oog kan sien, hoe lekkerder sal dit vir my wees. Want dan gaan ek vir daai ou sê, jy wou mos. Wat sou ons gedoen het as Jesus vir ons gesê het, sterf aan die kruis, jy wou mos, kry vir jou. Kry vir jou. Maar Jesus doen dit nie. So ek en jy kan vanoggend, as ons met gevoelens loop en met onvergewensgesindheid loop, ek gaan dit nou nie demonstreer nie, dit gaan nou te lang tyd vat. Staan julle twee gou vir my hier voor. Sommige julle tweeetjies. Staan gou daar. O, ekskuus, hy het sommer die ou langsom. Ek het nou nie gesien jy het 'n been nie. Hak in mekaar se arms in. Hak in, styf. So styf as jy kan tot dit begin pyn. Alraai. Gevoelens en onvergewensgesindheid lyk so. Want
aan mekaar gebind. Nou vat jy daai ou vir wie jy nie wil vergewe of 'n gevoel teen het. Vat jy saam toilet toe, jy vat hom badkamer toe, jy vat hom saam skool toe, jy vat hom saam rugby, jy vat hom saam op vakansie. Wil julle twee so op vakansie gaan? Gaan sit maar. Die Here kom maak ons vry. Hy sê ons is los van die dinge wat ons bind. So as jy vanoggend voel jy het 'n grudge teen iemand, gaan vergewe daai persoon. Of jy voel dalk iemand anders het 'n grudge teen jou en daai persoon weet dit, sit jou gevoelens voor die Here neer. Dan sê vir die Here, Here, ek kom met my pyn en my hartseer. Kom ek na U toe. Die derde swaar ding wat ons impak is verwagtinge. Kyk sommer gou na daai prentjie. Wat verwag ons van mekaar? Wat verwag jy van jou onderwyser by die skool? Die skoolhoof? Jou vriende? Partykeer is daai verwagting onrealisties. Partykeer kan daai ou nie aan daai verwagtinge voldoen nie. Of jy is aan die ontvangkant, iemand verwag iets van jou en jy kan nie aan daai verwagtinge voldoen nie. Kom ek sê vanmôre vir jou, ons skuld mekaar net liefde. Jy moet ook nie dink dat die Here elke dag moet perform om vir my en vir jou te gee net wat ons wil hê nie. God skuld jou niks. Hy het alles gegee aan 'n kruis en hy het betaal daarvoor. Hy skuld jou absoluut niks nie. Mislukkings. Wie van julle het nog nooit foute gemaak nie? Nie een van ons kan 'n hand opsteek vanmôre nie, nê? As ek nou vra wie het foute gemaak, wie het 'n mislukking in sy lewe gemaak, dan moet ons almal vanmôre ons hande kom opsteek. Soms is dit my eie skuld in 'n mislukking. Soms was dit dalk deur die toedoen van iemand anderster. Wie van julle kan vir my sê wat is die grootste blaming game waarvan die Bybel praat? Wie wil gou try? Genesis 3. Adam en Eva. Genesis 3. Eva sê, Here, dis die slang. Dat ons van hierdie boom geëet het. So sy blame hom. Dan blame Adam nog vir Eva ook. Hy sê dis hierdie vrou. Dan blame hy vir God ook want hy sê, Here, dis hierdie vrou wat U vir my gegee het sodat ek hierdie boom moet eet. En ons soek altyd verskonings vir ons mislukkings. En daarom kan ek en jy maar vanoggend weet ons hoef nie die blaming game te speel nie. Laaste ding wat ons in ons tasse pak is besittings. Ons dra swaar aan alles wat ons bymekaar maak. En op die ou end breek dit ons rug wanneer ons alles bymekaar maak. Liefde vir besittings in plaas van liefde vir die Here, liefde om te hê. En wat gebeur op die ou end? My lewe raak een groot klug. Dan sit ons 'n masker op. Ek speel gou vir julle 'n videoklip. Videoklip waar ek gou vir julle wil wys wat gebeur as ons hierdie 5 goed wat ek nou met julle gedeel het in ons tas pak en dit onnodig swaar maak, dan lyk ons lewe dalk so. Dankie Peer. If Christ sets you free, you are free indeed. So the question becomes, why are you, Christian, not free? Far too many believers are like prisoners of war, POWs. You're a hostage to circumstances, problems that are ruining your ability to live and enjoy life as God has provided it. You wear a mask, going through the motions with your nice car, job, home, attending church, masking the reality of your family's gloomy, daily, emotional war zone. Like well-trained actors, you put on your costume and makeup, acting as though everything is okay. We camouflage our bondage with our dress, our looks, our friends, in order to not think about our incarceration. And men, you've been brainwashed into believing you're supposed to have all the answers. You bought into a self-inflicted lie that you can't ask for help to overcome an addiction, so you're masking. Everywhere there's something to remind you of the missing pieces to the puzzle called life. The sound of loneliness deafens your ear, with quick retorts of, I'm too blessed to be stressed and too anointed to be disappointed.
So you mask the loneliness. And then there's social media, the biggest mask of all. You post selfies without truly revealing self. You hide behind your mask, never uncovering the rejection you feel every time someone doesn't accept your friend request. In reality, you're in bondage to your own emotions of guilt, anger, loneliness, and addictions. It's controlling us. We're not controlling it. It dictates what we do, how we feel, and how we function. So today, I want you to come to the altar and let Jesus talk to you about freedom. Taking your mask off to become what you know God says you're supposed to be. If our God is a healer and a deliverer, take off your mask. If our God is compassionate and forgiving, it's time to take off your mask. If God can restore what the enemy has stolen, why not take off your mask? If God is a waymaker who can bring you through anything, it's time now to take off your mask and allow God's truth, the absolute standard by which reality is measured, to set you free. Because then you'll know what it means to be free indeed. Let's experience God together. Is julle wakker? Hoe lekker was dit na COVID, toe jy nie meer daai masker hoef te gedra het nie, né? Ons was vry. Nou ek en jy dra so baie masker. Hoekom? Want ek wil nie hê ander mense moet sien wie ek is nie. Ek hou nie daarvan nie. Masker op. Dit wat in my lewe gebeur het. Maar nou, wat het ons geleer uit hierdie video uit? Ek sit dit gou vir jou op die skerm. Ons dra swaar as Jesus jou vrygemaak het van sonde, alles wat jou bind, dan kan niks in hierdie lewe onnodig swaar wees nie. Hoekom leef ons as Christene nie op 'n vry manier nie? Onthou julle, ek het begin, of julle sê van daai persoon wat hierdie dwelms en alles binne in sy tas gehad het, en op die ou end op die lughawe gevang is, en tronkstraf moes gaan uitdien. God wil nie hê ek en jy moet in 'n gevangenskap leef van dit waarmee ons swaar dra nie, van dit wat op ons harte druk en van dit wat ons lewe onnodig swaar kan maak nie. Sy kruisdood het die masker kom afhaal. Die feit dat ons aan hom glo het hierdie masker kom afhaal. Maar ons probeer ons innerlike wegsteek deur wat? Deur al my besittings, deur my klere drag, deur al hierdie tipe van goed. En dan, manne, as julle almal wakker, luister gou vir my. Ek sien is 'n paar koppe wat knik. Maar ek verstaan dit, ek het begrip daarvoor. Ek sou dalk ook my kop geknik het vanoggend. Maar gou, almal gewakker. Right. Manne, eers vir jou vra. Ons is gebrainwash. Want ek moet altyd hierdie macho ou wees, né? Is mos. Ek wil die sterkste ou wees. Ek wil die gewildste ou wees. Ten koste van die ouetjie wat nie so gewild is. Met watter oog kyk Jesus na jou? Hy kyk na elkeen van ons met dieselfde oog as wat hy na die ou kyk wat hoofseun is, of beste rugby speler, en na die ouetjie wat dalk eerder iets anderster doen. En nie in die eerste rugby span of in die eerste cricketspan is, of wat dit ook al is nie. So ons probeer taai wees. Die lewe het ons so gedruk, en nou omdat ek dan nou taai wil wees, sit ek eintlik 'n masker op, want dis nie wie ek hier binne is nie. Dis nie eintlik wie ek is nie. Sosiale media. Wat post ons op sosiale media? Kom, help gou vir my. Wat is die gewilde goed wat julle post? Kom, sê gou vir my. Of op jou WhatsApp status, of op julle het ander goed, Twitter en daar is alles. Ek ken nie dit nie. Ons is te oud daarvoor. Ons ken vir WhatsApp. Ons ken WhatsApp baie goed. Goed, wat sit julle op sosiale media gewoonlik? Hand op en dan praat jy met my. Sê gou vir my. My sportfoto's, right, want ek is trots daarop, né? Nog, wat sit ons nog op sosiale media? Ek het gehoor iewers? Goed, lyk my julle wil nie met my praat vanmôre nie. Goed, maar nou wil gou vir jou vra, hoekom sit jy nie jou seer en jou trane op sosiale media nie? As jy rugby spasie ou wat gesê het, sy rugby foto's, as jy hulle verloor het, gaan jy ook hy foto's opsit. Gaan julle? Yes, maar baie, maar gaan jy die telling ook opsit?
Nee, ons gaan nie die telling op sit nie. Nee, met ander woorde, ons masker ons lewe op. Ek wil nie hê mense moet ontdek wie ek is nie. Goed, ek is amper klaar. Ek gaan nou gou vir julle help. Dat ons vanoggend ons tas met ander goede begin pak. Wat moet ons eers in ons tas sit? Ons gaan hierdie tas vanoggend lig pak en ons gaan hom oorpak. So as Jesus jou vrygemaak het, alles wat daarin alles wat jou bind, dan het jy niks in hierdie lewe wat onnodig swaar hoef te wees nie. Kom ek lees gou vir julle waarmee ek die erediens begin het. Julle gaan onthou. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou deur dit te hou aan u woord? Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde. Aan u kom toe die lof, Here. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem om volgens u verordeninge te lewe. Gee my vreugde. Wat dink julle moet ons vanmôre eers binne in ons tas pak? Wat dink julle? Iets geestelike. Psalm 119 sê, as die woord van die Here nie in jou tas is nie. Dis hoekom ek het gehoop, toe ek net nou vir julle gevra het, wat is die eerste ding wat jy in jou tas pak? Jy sou gesê het, my Bybel. Ekskuus, ek is nou nie kwaad vir julle daaroor nie. Ek het 'n verwagting gehad. As jy dalk vanoggend van hierdie erediens iets onthou en jy gaan weer jou tas pak, dan kyk jy maar dat jou Bybel die eerste ding is wat jy in jou tas pak. Daar leer ons van liefde. Daar leer ons wie God is. Daar leer ons hoe hy ons vrygemaak het. Daar leer hy hoe ek my lewe moet inrig. Daar leer hy om die ouetjie wat jy dalk bietjie boelie op hierdie stadium eerder te gaan lief hê. In plaas daarvan om mekaar te onderdruk. Want Jesus het gekom deur sy woord en hy het ons vrygemaak. Die tweede ding wat ons moet inpak. Ek kon nie 'n beeld kry nie, is gebed. Om aan die voete van die kruis van die Here Jesus Christus te gaan stil sit. Gooi maar die volgende een Peer asseblief. Om aan die voete van Jesus elke dag te gaan sit. Ek weet ons lewe is gejaag. Ek weet ons lewe is baie keer dat ek nie dink aan die Here en sy nie. Pak gebed in jou tas. Maak dit deel van jou lewe. Maak dit die eerste en tweede ding wat jy in jou tas pak, is om te sê, ek kan nie my lewe sonder Jesus se vryspraak voortsit nie. 1 Tessalonisense 5 het ek vir julle aangehaal, bid gedurig sonder ophou, Jakobus 5:13, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Jakobus 5:16, die gebed van 'n gelowige het kragtige uitwerking. Dis die petrol vir jou siel. Dis die brandstof vir jou lewe. Jy kan nie daar sonder nie, want dan gaan jou lewe stil staan. Dan gaan jy langs die pad met 4 papwiele sit en jy gaan nie wegkom nie. Die vierde ding wat jy moet inpak is water. Nee, ek weet julle pak dit nou nie, julle tas nie, miskien is daar 'n skoon bottel water. Julle vat seker water saam kos huis toe, nê? Bietjie saam van die huis af, nê? Nou onthou as jy weer daai water in jou tas pak, dan herinner dit jou daaraan wat Jesus gesê het in Johannes 14. Hy sê elkeen wat van hierdie lewende, in Johannes 4, elkeen wat van hierdie lewende water drink, sal nooit weer dors kry nie. Daar het jy dit op die skerm ook. Maar wie van hierdie water drink wat ek hom gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal 'n fontein wees met water wat opborrel. Hierdie stukkie speel hom af waar Jesus die Samaritaanse vrou by die put ontmoet en sy vir Jesus vra, gee vir my van die lewende water. En sy dog, hierdie put is diep, waar gaan ek 'n skepting kry? Toe sê Jesus vir haar, glo in my. Ek is die lewende water. Wie in my glo sal nooit ooit weer dors kry nie. Jesus sê in Johannes 6, net 'n entjie verder, wat moet ons inpak? Ek is bly jy het net nou gesê ons moet kos inpak. Ons moet brood inpak, nê? Ons kan nie lewe sonder brood nie, ons kan nie lewe sonder kos nie. Jesus sê, ek is die brood
wat lewe gee. Wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouders het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood uit die hemel, sodat julle kan lewe. So ons pak 4 goed in ons tas. En nou is hierdie tas, kan ek hom maar toemaak, en hy's baie ligter, as net nou toe ek al daai gemors uitgebak het. Kom ons sit 'n bril op vanmôre, 'n geloofsbril. En ek sluit hiermee af om te sê, jy kan nie jou eie tas dra nie. Moenie met daai gemors in jou tas in jou lewe rondloop nie. Die bril wat ons moet opsit is 'n bril waar ons Jesus moet leer ken. Ek weet nie vanoggend of Jesus in jou hart is nie. God wil vanoggend 'n verhouding met jou hê. Weet vanmôre hoe lief hy jou het. Weet vanmôre wat hy vir jou gedoen het en vertrou hom met alles in jou lewe, met jou mislukkings, met alles wat skeef geloop het, met die sonde in jou lewe, wat dit ook al is. Hy kom jou lewe vir jou ligter maak. En dan kan ons padkos saam met ons vat. Padkos vir die siel. Padkos is lekker, né? Jy op vakansie gaan en jy stop al langs die pad en jy haal hy koekblik met kookeiers uit, né? Hy ruik nie lekker nie, maar hy smaak lekker. So padkos vir jou siel, sê die Here vanoggend vir jou. Geloof is die uitdrukking van jou verhouding met die Here. Jou geloof word uitgedruk hoe jy met jou medeskoliere omgaan. Hoe jy met jou onderwyser omgaan, met jou ouers omgaan. God het nie lelike goed na ons kant toe gebring nie. Hy het gekom en hy het ons help sodat ons tas met die regte goed kan kom pak. Wil jy nie vanoggend vir die Here vra om opnuut jou lewe te kom seën nie? Opnuut om aan jou te kom openbaar as die verlosser van jou lewe nie. Daarom stuur ek jou huis toe met 'n teks. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Kyk gou na die prentjie ook. Swaar las is uit. Daai ou wat daar staan het 'n ligte tas wat hy saam met hom dra. Laat ons elke las van ons afgooi. Met ander woorde, pak die swaar uit jou tas uit. Ook die sonde wat ons so maklik verstik. En laat ons hierdie wedloop wat vir ons voorlê met volharding loop, die oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van alle dinge. Mag jy die lewe ingaan met Jesus in jou hart. Met die verlossing van Jesus, vrygekoop van alles en gaan lewe sy liefde. Kom ons sing 'n lied waar ons 'n oorgawe aan die Here kom maak. En daarna gaan ons net ons geloof bely en dan gaan afsluit met 'n gebed. Baie mooi lied. Toe maar is reg. As the deep and the full, the waters of my soul long after you. You alone are my heart desire, and I long to worship you.
terwyl ons so bly staan, kan ek net hoor, ken almal die apostoliese geloofsbelijdenis, die meeste van julle seker? Kom ons doen dit hardop vanmôre. Ek sal voorgaan en elkeen saam met my hardop. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het in die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en ewige lewe. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons tas ligter maak het. Al die dinge wat vir ons so swaar in hierdie lewe is, by name die sonde het U kom uithaal, het ons kom vrymaak. Ja Here, al lewe ons nog in 'n onvolmaakte wêreld, hoef die slegte dinge van hierdie lewe ons nie vas te druk en vas te bind. Want U genade, Here, het veroorsaak dat ons vanoggend 'n ligte las kan hê, die las wat Jesus vir ons gebring het. Vanoggend, Here, is dit my voorreg om vir elkeen van die leerders van Hoërskool Ermelo aan U te kom opdra. Dankie, Here, vanmôre vir hierdie geleentheid waar ons saam U kon ontmoet en dat hulle met hierdie liefde van Jesus in hulle hart kan teruggaan skool toe, kan teruggaan huis toe. En ons weet, Here, dat U liefde volmaak is en daarin is ons geanker. Seën hulle, Here, in die laaste week ook van die eerste skoolkwartaal met al die aktiwiteite en verrigtinge wat daar plaasvind. Mag in dit alles, Here, hulle onthou. Ons las is nou lig, ons tas is nie swaar gepak nie, want Jesus is my verlosser en my saligmaker. Baie dankie, Here, dat ons tot vanoggend dit vir U kan vra. En ons doen dit in die oorwinnende naam van ons Here Jesus, met dankbaarheid. Amen. Julle kan maar wees. Ons nou geleentheid om die Here te liefde te opneem.
Julle kan ook nog gezellig. Wacht net vir die manne daar van agteraf. Kom maar gesing het toe. Hoe kan hy ook gestede wees het? Okay, dankie. Goed, julle, ja, seën vir julle, vir die week. Mag dit 'n wonderlike ervaring vir julle wees, en mag alles sommer net vlot verloop. En julle gaan nie slaap vanmiddag nie, gaan julle? Nee. Ek dink nie so nie, moet 'n paar klare power nap in die kerk gevang, so julle is reg as julle weet, as julle nie vol energie is in die lewe. Christa, ons wil vir julle sê dankie, dat jy vanoggend kom speel het. So het geweet, het is net jy wat vanoggend vir ons kan help, want jy ken die liedere, jy ken die kinders, en hulle ken vir jou, baie dankie daarvoor. Ons gaan afsluit met die oorwinningslied. Ons almal ken ten minste hierdie oorwinningslied, en daar gaan bly julle staan vir die uitspreek van die seën. En Christa, ken jy die 3 en 4, wat is aan die einde sit die amen of nie? Okay, so 3 en 4, amen, 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 3 keer wat ons dan. So miskien ek het dit nie met jou gereël. Kom ons loop die Here saam met ons voor. Amen.
seën gaan nou oor jou uitgespreek word. En onthou, die seën met die omlaag op is vasgeanker in die Seun, die Here Jesus Christus. Hy is in ons hart, deur sy Heilige Gees elke dag by ons. Ons ontvang nou die seën van die Here en gaan met hom saam in vrede en met blymoedigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Hemelse Vader en ook die teenwoordigheid van die Parakletos of die Voorspraak, sy Heilige Gees, gaan met julle elkeen tot in alle ewigheid.